Hartlik goeiemôre aan elkeen wat ingeskakel is hier by ons erediens vandag. Mag jy beleef hoe die Here jou hart, jou gedagtes ken en hoe hy jou kom omhels met sy liefde, sy genade deur sy woord ook. Mag jy weet dat wanneer ons hier bymekaar is dit om hom dieper te leer ken, maar meer as dit sy hart te ken vir elkeen van ons. Ek herinner sommer net elkeen ook aan ons weeklikse bulletin wat op ons webtuiste beskikbaar is, op ons Facebook beskikbaar is en ook aan die einde van hierdie video beskikbaar is. Kyk daardeur, kyk na alles wat daarin staan en kyk spesifiek ook na ons gebedslys en bid saam met ons vir elkeen ook daarop. En dan herinner ek ook elkeen wat hulle dankbaarheidsgawe wil gee om ook so te maak. Julle kan dit direk in die bankrekening ook inbetaal of dit kom afgee deur die week by die kerkkantoor ook. Baie dankie vir elkeen wat ons bystaan, ook op hierdie manier en ons weet die Here sal ook daarin voorsien. Kom ons sit net so en dan word ons dan ook vir 'n oomblik stil voor die Here en erken dat ons ook nou daar waar jy is in sy teenwoordigheid is. Ons Here en Hemelse Vader, dankie dat ons U elke keer wanneer ons U in gebed nader kan aanspreek as ons verlosser, as die een wat ons sommer net onderhou, Here. As die een wat ons versorg en altyd daar is wanneer ons U nodig het, Here. Altyd daar is wanneer ons selfs nie vir U kan sien nie. Here, vandag wanneer ons kom stil word voor U, Here, is dit regtig in afhanklikheid en met die wete dat hierdie een is wat ook ons lewens kan kom verander. Die een is wat iets spesiaal met elkeen van ons wil kom deel en wil kom losmaak in ons harte, sodat ons regtig U meer en dieper kan leer ken. Dankie dat ons deur die woord U hart ook vir ons lewens, vir die skepping kan leer ken. En deur die woord, deur die Heilige Gees het ons ook lei, dieper en dieper, U lig kan leef. Here, ek bid regtig in die besonder vir elkeen vanoggend wat na hierdie boodskap luister, maar ook vir die wat nie luister na hierdie boodskap nie, vir elkeen wat dalk deur 'n tyd gaan waar hulle onseker is, 'n tyd van bekommernis gaan. Here, help dat U woord ook vanoggend oopgebreek sal word op so 'n manier dat ons sal weet U lig is daar ten spyte van die duisternis, ten spyte van die gebrokenheid wat ons beleef. Maak U woord vir ons oop, maak ons harte oop, sodat ons ontvanklik ook daarvoor sal wees. Dankie Here dat ons kan luister, saam kan luister na U woord en kan weet deur die Heilige Gees bind U ons ook saam en lei ons in die wêreld. Lei ons ook nou waar ons na U woord luister. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Ons lees in Johannes 9 vers 4 tot 5. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Mag jy weet dat God wat die lig is, ook deur jou vanoggend kom groet. Jou ook vanoggend kom verwelkom as sy kind en vir jou kom verseker dat hy jou ken, dat hy deur sy woord met jou dit wil kom deel, wat hy ook in hierdie tyd aan jou wil kom openbaar. Mag jy dit weet en mag jy dit saam met jou ook dra wanneer ons saam luister na sy woord vanoggend. Amen. Kom ons sit net so en dan sing ons ook die volgende lied saam. Fast
soos die veldse blomme, bloei maar vir 'n korte tyd, ewig oor ons kleine komme, maak ons goedertierenheid. Loof en prys hom, ewige Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 15 uit, van vers 18 af. As jou Bybel naby het, bring dit nader, lees saam met my, andersins kan jy net sommer op die skerm ook volg. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Vers 22, as ek nie gekom en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat ook my Vader. As ek nie by julle die werke gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sien hulle dit, en tog haat hulle my en my Vader. Vers 25, maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan, moet vervul word. Hulle het my sonder rede gehaat. Wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Tot sover lees ons dan saam vanoggend. Het jy al ooit gevoel in jou lewe dat jy nie hierdie wêreld verstaan nie? Dat jy nie verstaan hoekom sekere dinge gebeur nie, hoekom sekere besluite gemaak word nie, hoekom mense op 'n sekere manier optree nie? Ek dink in hierdie tyd van die coronavirus was daar baie besluite wat geneem is wat ek en jy ook maar nie verstaan nie. Baie dinge wat gesê is wat vir ons nie sin maak nie. Dit voel vir ons asof daar die heeltyd amper hierdie dubbelstandaarde gestel word. Ek dink vir my persoonlik het dit alles net tot die besef gebring dat daar eintlik in ons lewens op 'n daaglikse basis so baie dinge is wat ek en jy ook maar nie verstaan nie. So baie dinge is wat ons, as ons dit self moes doen, dit heeltemal anders sou doen. Ons besef al hoe meer dat ons nie mense verstaan nie. Ons besef al hoe meer dat ons nie hierdie lewe altyd kan verstaan nie, dat ons nie ons eie lewe altyd kan verstaan nie. Dan kom ons op 'n punt waar ons vir onsself afvra of daar enigiets is wat ek en jy kan verstaan. Net as ons dink ons ken iets, ons verstaan iets, dan is daar weer 'n volgende ding, dan is daar weer iets anders. En so de mekaar soos dit hierdie wêreld is, hierdie lewe vir my en vir jou ook dalk is. So de mekaar dink ek, was die disippels ook gewees, oor hulle eie wandel, oor hulle eie wees in hierdie wêreld. Hulle het soos buitestanders gevoel asof hulle nêrens inpas nie. Baie mense het hulle gehaat, soveel so, dat daar sekeres was wat hulle eintlik wou dood hê. Hulle is gespot, hulle is vervolg, hulle is totaal afgesny van hierdie wêreld, 'n wêreld wat hulle eens geken het, omdat hulle die waarheid van Christus uitgeleef het en binne alle omstandighede ook wou sigbaar maak. Hulle het nodig gehad om hierdie vertroosting wat God vir hulle bring, wat Jesus vir hulle bring, ook te kry, ook te ervaar in hulle eie lewens. En daarom gee Jesus dan nou hierdie woorde ook in Johannes 15 vir die disippels binne hulle omstandighede waarin hulle so onseker, so verward is. Ons lees in vers 18, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. Onthou dat dit as gevolg van my is dat die wêreld julle haat. Dat dit as gevolg van die waarheid is wat die valsheid in hierdie wêreld ook ontbloot word. En niemand, die Satan, wil dit nie hê nie. Jy al ooit beleef dat iemand net nie van jou hou sonder enige rede nie? Jy al ooit ervaar dat iemand hulle self onttrek of met woede reageer wanneer die waarheid ontbloot word of wanneer hulle nie hou van dit wat hulle hoor nie, maar dit diep raak. Hulle eie harte aanraak op 'n manier waarvan hulle nie hou nie.
Mense wil nie altyd die waarheid hoor nie. Die wêreld wil nie altyd die waarheid hoor nie. Dit maak seer, dit ontbloot, dit laat ons swak voel en swak lyk. Daarom maak hierdie wêreld nie altyd vir ons sin nie, daarom voel dit asof ons eie lewens soms so vreeslik te mekaar is, want sodra die lig die donker verlig, word die Satan en die valse werk in hierdie wêreld ontbloot. Natuurlik wil hy dit nie hê nie. Die wêreld het slegs die lief wat inpas by die samelewing van hoe om meer geld te kry, maak jou meer gelukkiger. Hoe om van buite af mooier te lyk, omdat meer mense vir jou sal lief wees as gevolg daarvan. Valshede wat miljoene wêreldwyd ook navolg. Ons lees hier so gepas Jesus se woorde in vers 19. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle in die wêreld uitgekies het. Daarom haat die wêreld julle. En op hierdie manier kies God ons elkeen ook. Elkeen van ons uit om nie vasgevang te raak in die demekaar van hierdie lewe nie, maar om verder te kan kyk, dieper te kan kyk. Die waarheid van Christus ook raak te kan sien. Om binne die onsin van hierdie wêreld die sin van God te bring en te leer ken. Jesus het dit vir my en vir jou kom moontlik maak om in 'n verhouding ook met God die Vader te kan leef. Om sy hart beter te leer ken en meer in ons lewens ook te kan leef en toepas. Die wêreld sê vir ons dat ons goed genoeg is. Dat ware geluk begin by jouself. Dat die betekenis van die lewe te vind is in dit wat jou gelukkig maak. Maar God kom wys vir ons die valsheid, die onsin, ook hiervan uit. Ons maak baie foute, behandel ander mense sleg, behandel alle mense baie keer met liefdeloosheid. Dit wat die wêreld as waarhede aan ons voorhou, maak net eenvoudig nie sin nie. Want ons is elkeen maar gebroken. Hoe kan jy in jouself al hierdie wonderlike goed wees, as jy in jouself gebroken, sondig ook is? Dit kan net eenvoudig nie. Jesus sê vir ons, net soos vir sy disippels ook hier in Johannes 15, dat die sin van hierdie lewe, die genade, die liefde van God is. Dat die waarheid dit is, dat die sonde in hierdie wêreld ons nie gelukkig maak nie, maar dat hy ons gelukkig maak. Dat die wêreld, of dat die waarheid is, dat ons vasgevang is in die sonde en nie self in staat is om onsself daaruit te verlos nie. Dat deur die genade, deur die liefde van God, is ek en jy goed genoeg om sy kinders genoem te word. Kan ons gelukkig wees, omdat ons geluk in hom te vind is. Kan ons as verlostes leef, omdat hy ons reeds verlos het. Ons lees in vers 22, as ek nie gekom het en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Alhoewel hierdie wêreld nie sin maak nie, en ons soms omkant gevang word eintlik deur alles wat gebeur, maak God sin, en gee hy ook sin aan my en jou lewe. Ons kan dieper in 'n verhouding met hom leef, met die sekerheid dat iets ons nie omkant gaan vang nie, maar dat ons elke dag verras sal word deur wie hy is en wat hy ook in ons lewens doen. Maar ons het nodig om voortdurend na sy stem te soek in ons lewens. Om deur die mense rondom ons, deur die dinge wat met ons gebeur, God se stem ook raak te sien. Sy handeling ook raak te sien daarin. Ons het nodig om te vertrou in sy wil, omdat hy die beste vir ons lewens ook weet en wil hê. Omdat hy ons kom deel maak van sy koninkryk, 'n koninkryk wat ver bo hierdie wêreld verhewe is, ver bo hierdie uitdagings wat ek en jy so alledaags beleef, verhewe is. Later in Johannes hoofstuk 18 vers 36 reageer Jesus op Pilatus se vraag van of hy die koning van die Jode is. En Jesus antwoord hom: my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie.
As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Soos dit Jesus sy aardse lewe, die wonderwerke wat hy gedoen het, die profeseë wat hy in vervulling laat kom het, die openbaring van God was wat hy ook gebring het. Soos wat dit die bevestiging was dat hy die seun van God ook was, so bevestig hy ook hier dat hy nie tot hierdie wêreld behoort nie. Dat sy koninkryk God se koninkryk is. Dat hy nie gekom het om sy koninkryk hier op aarde te vestig nie, maar dat hy gekom het om God se koninkryk ook aan die wêreld bekend te maak, sodat ander ook hom kan leer ken, dieper kan leer ken en 'n verhouding met hom kan leef. Dit is die hart van die Vader en dit is die hart wat ook in Jesus geleef het. Dit is die hart van God wat ook deur sy Heilige Gees in elkeen van ons ook elke liewe dag leef. Hierdie selfde hart wat hy geleef het, ten spyte van mense wat hom ook gehaat het. Ons lees in vers 23, wie my haat, haat ook my Vader. En ek dink sommer hier aan die woorde van Johannes 6 ook, vers 44 tot 46 wat sê, toe het Jesus uitgeroep, wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. En wie my sien, sien ook nie, ook hom wat my gestuur het. Ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Hierdie wêreld wat vir my en vir jou dalk baie keer glad nie sin maak nie, maak vir 'n rede vir ons nie sin nie. Hierdie wêreld is vasgevang in die duisternis, terwyl die lig reeds gekom het. Deur die Heilige Gees is ek en jy kinders van God. Ons is getuies van sy werk in hierdie wêreld. Net soos wat die wêreld Jesus haat, omdat hy die waarheid is, die waarheid wat die duisternis ook om uitdoof het, so haat die wêreld ook elkeen van ons wat hom aanneem in ons harte en hom uitleef in ons lewens. Elkeen van ons, deur wie die Heilige Gees werk, want die Heilige Gees is God ook met ons. Net soos wat die Heilige Gees van die Vader tot die Seun gekom het, so het die Heilige Gees ook van die Seun af tot elkeen van ons wat hom aanvaar, hom aanneem as ons verlosser. Tot elkeen van ons ook gekom, sodat ons dit ook kan uitleef, elke liewe dag. Sodat ons God se beeld in opregtheid ook kan wees. En soos wat die wêreld die Vader haat wanneer hulle vir Christus ook natuurlik haat, so haat die wêreld ook vir Christus, wanneer hulle vir ons haat. Die sin van die lewe is nie dit wat ons in die wêreld rondom ons sien gebeur of ervaar nie. Maar die sin van die lewe is vir ons as gelowiges, behoort vir ons as gelowiges elke liewe dag te wees Christus. Ons omstandighede, ons uitdagings, behoort altyd weg te wys na Christus wat vir ons die lig ook sal bring. Na Christus wat vir ons altyd die lig ook sal wees. Sy beloftes wat vir ons altyd 'n waarheid is. En ons ontvang ook hierdie opdrag vandag om te gaan getuig van God wat aan ons lewens sin kom gee. Om te weet dat dit deur Christus se werk is, dat ons sin kan vind in hierdie wêreld wat sonder sy Skepper wil sin maak baie keer van die dinge rondom ons. Ons lees in vers 26, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En so is dit nie uit onsself nie, maar vanuit die wonder van God, dat ek en jy ook elke liewe dag kan getuig, dat ek en jy ook elke liewe dag kan uitsien na 'n lewe beter as die aardse lewe. Na 'n lewe saam met God. 'n Lewe waarin ons die volheid van God se koninkryk aanskou en die deurmekaar van hierdie lewe nie meer sal wees nie. In die sin moet die wêreld nie vir ons as gelowiges enigstens sin maak nie, want dit het ons ook nie lief nie. Christus het ons lief. Hy het vir ons sy liefde kom wys, oorvloedig kom wys, toe hy aan die kruis ook vir ons gesterf het. Ons is soos hy in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Hy het ons losgekoop en skenk aan ons die ware lewe wat verlig
en sin gee, daar waar daar donker en onsin ook mag wees. Ons lees in vers 25, maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan, moet vervul word. Hulle het sonder rede, my sonder rede, gehad. Die woorde van Psalm 69 vers 5 wat Jesus hier ook onder andere herhaal, is 'n bewys daarvan dat ons teen die wêreld staan, soos dit 'n klein groepie gelowiges voor 'n skare ongelowiges ook baie keer moet staan. Dat daar oorlog teen ons gevoer word, omdat soveel ander mense nie gehoorsaam wil wees nie, maar die onsin van die wêreld eerder wil navolg. Gelukkig het Christus reeds vir my en vir jou hierdie stryd kom oorwin. Ons kan elke liewe dag ook leef in die wete dat hy ons oorwinnaar is. Ons kan ook, soos vers 27 sê, dieselfde sê, en julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. So kragtig soos dat Jesus se getuienis was, so kragtig was die disippels se getuienis, en so kragtig is my en jou getuienis vandag ook. Deur die Heilige Gees wat in ons leef, is God se liefde ook in ons. As ons vir ewig verbind ook, as gevolg van sy seun aan hom. As ons deel van die volmaakte liefdesdans, wat daar ook tussen die Vader, die Seun, die Heilige Gees bestaan. Die drie-enige God ken ons. Hy ken die sinlose wêreld, waarin ek en jy ook leef. Hy ken dit al te goed. Mag ek en jy weet, dat ons slegs sin kan maak van hierdie lewe, omdat God daar is om ons ook te kom ontmoet met sy Heilige Gees in sy groot genade en sy liefde. Mag ons weet dat alhoewel die gebrokenheid van hierdie lewe ons soms moedeloos maak, laat voel asof niks meer sin maak nie. Christus se oorwinning reeds 'n waarheid is en dat dit vir ons sin ook in hierdie lewe gee. Mag ons mekaar ook verdra in liefde. Mag ons vir mekaar ook genade bewys. En mag ons daardeur ook Christus leef, sodat ons die duisternis in hierdie wêreld mag verlig. Sodat die waarheid van God mag seëvier, ten spyte van al die valshede wat ook in hierdie wêreld is. Mag ons altyd onthou, dat wanneer die wêreld nie vir ons sin maak nie, God wel vir ons sin maak. Mag jy dit weet, mag jy daarom vashou. Mag jy weet dat die Here Jesus Christus jou oneindig baie lief het, en dat jy ook sy lig elke liewe dag kan leef. Amen. Kom ons sit net so, dan reageer ons ook op vanoggend se boodskap deur die volgende lied saam te sing. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer
mag ek en jy weet dat soos dit Jesus vir Petrus gesê het, volg my. So sê hy vir my en vir jou ook elke liewe dag, dat ons hom moet volg, dat ons sy lig in hierdie wêreld moet soek, dat ons die duisternis ook elke liewe dag kan uitdoof, as gevolg van wie hy is. Nie as gevolg van wie ons is nie, maar wie hy deur ons ook, deur sy Heilige Gees ook is. Mag jy weet dat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, in al liefde, genade en gemeenskap, saam met jou ook gaan. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede.